Eer die Here. Die Here is goed vir ons. Ons loof sy naam. Hy is altyd goed. Altyd goed. Ons prys sy naam daarvoor. Loof hom. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Here, ons prys U net. Dankie Here dat ons kan weet dat Here U teenwoordigheid, of ons elke een dit nou aanvoel, of ons dit beleef, dit is nie wat U teenwoordig maak nie. U is teenwoordig. Dit is net ons belewenis wat nie aangeskakel is nie. Dit is soos goud. Ek wil hê jy moet daaraan dink vir 'n oomblik. As goud nog daaronder in die grond is, wanneer die ouens dit oopgrou in 'n myn maak, of wat ook al, watter manier ook al, en hulle vind die goud, dan word dit nie goud nie. Dit is klaar goud. Hy het klaar massive waarde. Die oomblik wat mense weer as goud, dan is hy grond ook sommer 'n bietjie meer werd, né? Dis klaar goud. Dit is net wanneer dit gevind word, ontgin word, dat dit currency word. En Here, dankie, ons verklaar nou dat U teenwoordigheid by ons, in elke een van ons, dit is klaar currency. Dit het 'n klare verhandeling geword, en U het elke handeling klaar gedoen ook. Ons eer U daarvoor. Sê dankie Jesus. U in ons is 'n werklikheid. Groter werklikheid as ons is U in ons. En U in ons maak dat ons 'n werklikheid is, nie net vir hierdie aarde, vir 'n liggaam wat stof na stof toe terugkeer nie, maar dat ons 'n werklikheid is tot in die hemele. Die hele heelal weet van elke een van ons, want die hele heelal weet, hulle gaan met ons te doen hê tot in ewigheid. Want ons is seuns en dogters van die Skepper van die hemel en die aarde, die Almagtige. Dankie Vader, dankie Jesus, prys die Here. Die groot ding is net, as een van die vyand se grootste schemes is om te probeer, sy grootste bedrog is om jou te probeer oortuig, dat jy nie so belangrik is, as wat jy enigstens ooit sal weet jy is op hierdie aarde nie. Hy probeer jou oortuig dat jy, al die moeilikheid en al die dinge wat jy sien en wat jy hoor, dat hierdie goed almal 'n effek op jou gaan hê. Hy probeer jou oortuig dat dit nag is vir jou, terwyl die lig van Yeshua Jesus binne in jou skyn. Probeer hy vir jou sê dis nag. Hy is eintlik 'n onmoontlike taak, maar ongelukkig glo ons baie keer wat hy vir ons kom sê. Verlede Sondag het Samuel vir ons kom wys dat die lewe is nie net 'n lied nie. Jy wil sê jy het nie 'n preek nodig om dit te weet nie. Maar dat die lewe is nie net 'n lied nie, dis 'n stryd. Dis 'n stryd wat ons moet stry en wat ons moet veg. Dit gebeur nie net nie, ons moet veg. Ons moet staan op die woord van die Here. Nou 'n geveg, 'n stryd gaan meeste van die tyd oor grondgebied. Dit gaan eintlik altyd oor grondgebied. En fisiese grondgebied gaan dit baie keer oor, né? Maar die belangrikste grondgebied waaroor geveg word, is geestelike grondgebied. Om regtig te weet, maar wie is die een wat in jou lewe die meester is van jou lewe? Wie is die hoof van jou gees, siel en liggaam? Dit is waaroor die geveg in werklikheid gaan. En ja, ek wil tog 'n voorbeeld gebruik. Ons het 'n ruk lank nou al, ek's moeg om dit te hoor, maar daar's soveel Christene nou al doodgemaak in die laaste 2 weke in Afrika. Daar is Vrydag, is daar in Sirië. Soos julle almal seker weet, ek hoop nie jy weet alles, is onnodig om te weet, maar in elk geval, maar in Sirië, ek wil net wens dat Israel wil net skoonmaak daar. As hulle genoeg troepe gehad het, sou hulle dit seker gedoen het. Want onthou, Israel kan al die lande rondom hulle plat skiet. Maar die probleem is, jy het 'n sekere hoeveelheid, 'n paar 100,000 soldate per land nodig, om die grond wat jy plat geskiet het, te kan behou. Hoor julle, verstaan julle? Dit was maar altyd die ou Suid-Afrika se probleem ook. Ons het nie groot weermag groot genoeg gehad nie, maar in elk geval. Maar die punt is, in Sirië is daar nou 'n leier wat die hele wêreld het vir hom gaan kuier al. Ambassadeurs stuur hulle selfs.
Net omdat hierdie jihadist, hierdie absolute Al-Qaeda nonsens, ek wil nie hom nie te sleg sê nie, dat miskien kan water om dalk eendag af was, net omdat hy skielik sy klere wat hy dra toe hy geveg het en ander mense vermoor het by hulle honderde, dat hy nou skielik draai 'n pak klere. Nou besoek en hy praat mooi. Hy sê niks, hy praat net mooi, hy wil net geld hê, dis alwaaroor dit vir hom gaan. Maar sy mense het net Vrydag meer as 100 Christene doodgemaak. Hulle lê so voor die geboue. Daar's konstant is daar 'n stryd. Die interessante is ons leef in 'n tyd waar nou donderdag aand tot Vrydag aand vier die Jode die Purimfees. Julle ken dit nou al, Ester se verhaal, né? En hier Ester se verhaal, die Jode vier dit, dis nie 'n amptelike Bybel, dit is amptelike fees van hulle, maar dit is nie jy weet dit word nie volgens die ortodokse Jode gesien as deel van hulle feeste nie. Want die Here gee nie opdrag dat jy die fees moet vier nie. Maar hulle vier nog steeds hierdie fees en is vir ons net so 'n goeie voorbeeld. Ons sal daar volgende Sondag weer daarvan praat. Maar hierin die koning wat toe geheers het, die Persiese koning, is volgens ons Afrikaanse Bybel Ahasveros. Dis 'n afleiding van sy Hebreëse naam. Maar sy Griekse naam is Xerxes. En Xerxes het van 519 of waar ook al ergens, 519 voor Christus tot 465 het hy gelewe. En dit was die kerel wat met Ester getrou het, né? Maar in hierdie situasie, en julle ken dalk al die verhaal, julle sal dit weer hoor, moenie bekommerd wees, jy gaan lees dit in elk geval. Maar in hierdie situasie moes die Here deur 'n jong Judin te gebruik, moes hy bo-natuurlik ingryp. Iets bo-natuurliks doen, sodat hulle kan oorwin. Sodat hulle vyande kan veg. Maar julle sien net so bo-natuurlik, het ons en letterlik daagliks, het ons die teenwoordigheid en die besef, dat hy met ons is, het ons elke dag nodig. Want soos ons nou gesê, die belangrikste stryd vir ons is die grondgebied, wat in jou hart, jou en jou gesin se hart en gedagtes is. Dit is jou belangrikste geveg. En ek weet, jy sal vir my sê, maar nee, nou wil ek sommer weghardloop, want my vrou se gedagtes, ekskuus Lani, maar jou vrouens se gedagtes kan hardloop. Moenie dadelik opspring en na gedagtes probeer tackle nie. Probeer net, maak asof jy verstaan wat sy sê, en wees net vriendelik, né? Anders moet jy my nou bel vir hulp. Julle sien, maar dit is letterlik 'n geveg wat daar teenoor ons is. Daar's 'n geveg teen ons sodat ons moet hoop verloor, sodat jy nie moet hoop sien nie. Jy moet nie die moontlikheid sien dat daar uitkoms in 'n situasie is nie. Dis die situasie wat ons polities nou het, né? En ons bid en ons vertrou die Here dat nie een boer Trump se aansoek vat nie. Want as boere nou moet begin, ek hoef nie eens weer te vertel, maar as hulle nou moet begin grond probeer verkoop en probeer gaan grond se val, die banke gaan onder hulle lesenaars inkruip, niks gaan werk nie. Ons bid dat niemand dit aanvaar nie. Hoekom nie? Want ons vertrou op die Here. Hoor julle? As die Here nie oor 4 jaar weer 'n wonderwerk doen nie, want julle kan nie glo hoe dom is mense, hoe maak gou hulle vergeet nie, dan kan hulle 4 jaar in Amerika 'n demokratiese regering weer hê. Ek weet dit klink onmoontlik en dit lyk onmoontlik, maar ek sê nou vir jou, as iemand gister kon glo dat 'n man en vrou kan wees en andersom, dan wat kan hy nie dalk môre glo nie? Hoor julle? Die punt is net, ons moet weet, elke dag, daai selfde geveg wat oral in die wêreld geveg word, daai geveg is elke dag in ons gedagtes. Die vyand probeer ons elke dag aanval. En terwyl ons moet net konstant bly vir onsself sê, ons moet eintlik daagliks, moet jy vir jouself sê, my geloof, my vertroue en my hoop is op die Here. My geloof en vertroue is op die Here. Want julle sien anderster, is dit letterlik soos, en die beste voorbeeld wat ek kan gebruik, is hierdie UFC, né? Dis 'n octagon, en jy's daar binne saam met 'n ander aggressiewe ouetjie, en hy kan jou slaan selfs met die elmboog, en hy kan jou met die knie slaan,
en hy kan allerhande snaakse trieke uittrek. Né? En dit kan redelik gevaarlik raak, want die ouetjie is parmantig, né? En hy slaan jou terug. Ek kan nie glo, hy wil nie eers net aanvaar dat jy sterker as hy is nie. Maar dit is hoe dit is. Die vyand kom die hele tyd. Die verskil is net, is in UFC, daar's gewoonlik daarom 'n skeieregter vandag, né? En as dinge te erg raak en hy het jou dalk in 'n bind, jy weet nie of jou kop onder jou arm of onder jou been is of waar nie, en hy druk jou bietjie en jy sê nee, nou is dit nag, dan kan jy, ek hoop jy kan dit nog doen, maar dan tap jy jouself uit, dan gee jy oor. En dan kan jy loop. En jou gesig sal weer terugkom na die swelling. Toe maak jy dit baie in die koshuis en jou gesig kom weer terug, al lyk dit nie. Partykeer het ons vir ou gesê, wie jy lyk eintlik nou beter as voorheen. Net om weer lelik te wees. Dis verkeerd, jammer. Maar julle sien, in die werklikheid in die lewe kan jy nie net uittap nie. Die vyand kom konstant. Maar dit is hoekom ons in die werklikheid moet sê vir mekaar, hier is nie 'n ref nie. Die koning van die konings het gee vir my en jou die autoriteit van die naam van Jahwe, van die Here van die leerskare. Ons hoef nie genadig te wees teenoor die vyand nie. Ons kan vir hom sê, vyand, jou gemors, is klaar met jou. Jy kom nie na my toe met 'n storie nie. Jy kom nie vir my vertel goed om my bang te maak nie. My hoop is op God. In die vers wat ons vanoggend 'n paar keer nog gaan lees is Romeine 15:13. Mag die God van hoop. Watter God? Die God van hoop. The God of hope. Die God wat hoop gee. Hierdie God van ons het hoop. Hy het hoop op hoop. Hoop. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag hy julle deur julle geloof. Hoe moet hy jou hoop gee? Hy moet dit vir jou gee deur jou geloof, né? Maar wat is jou geloof? Jou geloof is niks anders as hoop nie. So hoop moet vir jou hoop gee. Want geloof is Hebreërs 11:1, ek weet nie of ek kom onthou dit nie. Ja, is daar so. Hebreërs 11:1. Geloof is sekerheid van wat gehoop word. Met ander woorde, jy sien dit nie fisies nie, maar jou hoop daarop is so sterk dat jy sekerheid op dit wat jy hoop en absolute oortuiging. Dis 'n sekerheid wat gehoop word, 'n bewys van wat nie gesien word nie. Geloof is om te glo dit is so, al sien ek dit nie, en daar is daar geen manier hoe ek vir jou kan sê dit is, ek kan net vir jou sê dit is so, ek glo dit, dis hoekom dit geloof is. Maar dit is 'n vaste geloof, want ons het 'n vaste hoop op 'n ewige God, wat vir ons lief is, en ons enigste hoop is. Ons moet mekaar aanhoudend vra, aan wie behoort die grondgebied binne in jou hart en jou gedagtes? Ons moet dit vir mekaar eintlik heeltyd vra, behoort die grondgebied in jou hart en gedagtes in jou en in jou familie, want jy is verantwoordelik vir jou familie. Behoort die grondgebied binne in jou, behoort dit aan die Here of behoort dit aan die vyand, of is dit 'n dolle leegte? Want as dit aan niemand behoort nie, dan gaan die duiwelse plakkers kom en hy gaan dit oorneem. Hy gaan klein plakkershuisies opslaan. Hy gaan nie eens gate grou vir toilette nie. Jy sal moet so op jou tone loop in jou gedagtes. Hoor julle net, jy moet vir jouself vra, aan wie behoort my hart en my gedagtes? Dis hoekom Jakobus gee, jy moet die vyand geen plek gee nie. Jy moet hom geen plek in jou lewe gee nie. Daai woord wat daar gebruik word, is letterlik topos in Grieks. Topografie. Jy gebruik dit in Ariskunde, het ek die woord geleer, né? Topografie, kaart lees. Jy moet hom geen plek gee nie. Hy moet geen verwysing en van wat in jou hart aangaan nie. Hy moet net weet, dit behoort nie aan my nie. Hierdie persoon se gedagtes in sy hart is 'n nou vir my. Hy moet inteendeel sê, al word ek genooi, wil ek nie daar wees nie. Want wie is daar? Jesus is daar. Hierdie persoon is absoluut bewus dat die Here binne in hom of haar is. Daarom weet ek het ek nie 'n plek nie.
Ek weet ek het nie plek daar nie. En al voel jy nie so 100% seker nie. Jy sê vir my, ja, maar ek gaan deur sulke stadiums en tye ensovoorts, en dan is ek moedeloos weer, en dan oorweldig iets my, en dan vertel iemand vir my iets, en as ek vir 'n ruk is ek weer moedeloos. Al is dit jou werklikheid nou. Dit is nie wat ons wil hoor nie, né? Maar al is dit jou werklikheid nou, dan sê ek vir jou, roep met alles in jou uit, ja, die Here besit die grondgebied binne in my. Ek behoort aan hom. Want ons het dit al miljoen keer gesê, ek weet, maar ons is nie voelers nie. Ons hande voel, maar ons voelers nie. Ons glo. Ons glo in die Here. Ons lewe deur geloof, nie deur wat ons sien nie, of hoe ons voel nie. 2 Korintiërs 5:7. 2 Korintiërs 4:18 sê, ons let nie op sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want sigbare goed is tydelik, die onsigbare is ewig. Met ander woorde, wat Paulus wil sê is, dit wat ons nou net glo, gaan vir altyd en ewig die werklikheid wees. Dit wat ons glo is die werklikheid, dit wat ons nou, alles wat ons nou sien is baie tydelik. Baie tydelik. Toe ek dink nou maar net daaraan, my kar was by die paneelklopper nou gewees, nou oor 'n stamp, ek gaan nie weer sê wie die skuld dit is, maar af 'n stamp. En die ou, nou vat ek hom vir die ou, nou die dag, hulle het meer as 'n week daar gewees, maar in elk geval, ek het vir hulle gesê, moenie probeer om alles reg te maak, hulle sê nie, ons probeer nie, ek sê, maar dit voel vir my, ek voel of jy die kar nou vir my splinter nie wil teruggee, want onthou ek het nie, al gaan hier ek 'n kar, ek kan nie 'n kar hier met 'n hak nie, dis 'n hele storie, verstaan jy, so en ek wil ook nie 'n kar hier, dit gaan baie geld, dit is my afval. Punt is net, pressure op hulle gesit. Maar toe ek nou eintlik daar kom, toe lag hierdie ouens so, want hulle sê, dit was 'n groot storie, want die ou vir wie ek die kar gegee het, ek het vir hom verduidelik wat jy alles nie mag doen met hierdie kar nie. Jy mag nie hierdie venster toe of oopmaak nie, ook nie daai venster, want dan bly hy oop. Jy mag nie die ding bo oopmaak nie, hy's vasgeplak. Jy weet, al die reëls, jy weet, al die goed wat jy nie mag doen nie, jy mag nie sluit die kar nie, want dan kan hy dalk nie weer oopsluit nie. So jy moet nie die knoppies druk nie. Jy moet net hom indruk en die kar sluit. So jy moet soet wees. Hy sê hy moet 'n koutjie pen teen een van die elke venster geskryf, nie oopmaak, nie oopmaak, nie oopmaak nie. En so het dit gewerk. Maar ek het my kar teruggekry. En hy lyk regtig beter as wat hy gelyk het. Miskien is dit omdat hulle hom gewas het, ek weet nou nie. Maar die punt is net, maar is nog steeds dieselfde motor. Maar ek wil vir jou sê, ek en jy, ons hoef jou gelukkig nie, al voel jou vrou sê wil ek met jou doen, maar ons kan nie mekaar by 'n paneelklopper ingee nie, dis nie nodig nie, want daagliks, deur te glo, die Here te vertrou, op hom te hoop, word jy daagliks vernuwe, en jy word vernuwe deur die krag van die Heilige Gees. Jy kan vir jouself elke oggend sê, goeiemôre nuwe mens, want jy's 'n nuwe mens, die ou is dood, die nuwe het gekom. Jy's 'n new creation. Jy's totaal iemand nuut. Want jou hoop is op die Almagtige. Dis 'n daaglikse besluit, ek behoort nie net aan die Here nie. Ek is nie net deel van, jy sal sê, maar dis 'n massive ding, baie mense het dit nog nooit gehoor nie, ek weet. Maar as jy dit nog nie hier gehoor het nie, dan sit jy op jou ore. Nou, maar ek sien net een van die rugby spelers het ek ergens sien, ek dink een van die leeu's, het na die wedstryd het hy so op sy kop gestaan, met sy hande langs sy sye, so op sy kop gestaan, maar net 'n rukkie, toe val hy nou om, jy weet, maar dit was redelik 'n spektakel. Nou hy sal nie luister in die kerkie, maar maar dan luister jy nie, want hier het jy dit al baie gehoor, dat jy deel van die familie van God is, dat jy 'n kind van Vader is, maar dis nie al nie. Dis nie al nie, jy behoort nie net aan hom nie, jy glo, jy vertrou en jy hoop in hom. Die God van hoop, Romeine 5 vers 13, 15 vers 13, die God van hoop is jou enigste hoop. Hy is jou enigste hoop, maar die wonderlikheid, hy is die beste opsie. Hy is nie net die enigste opsie nie, hy is die beste opsie. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede, het ons shalom by God, deur ons Here Jesus, daaroor kan ons heeltyd preek, nou julle weet as ons oor shalom begin praat, so ons het alles gekry, omdat ons op grond van geloof geregverdig is, het ons alles wat ons nodig het,
Deur ons Here Jesus Christus, deur hom, vers 2, het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan, en ons beroem ons op die hoop. Ons beroem ons op die vaste hoop, om deel te kan hê aan die glorie van God. Die Afrikaans gebruik baie keer die woord heerlikheid. Die heerlikheid sê dit nie vir my nie, want o my heerlikheid. Nee, my glorie is in die Here. Hoor julle, sy glorie, dan moet jy onmiddellik dink in die tempel, nadat Salomo hom ingehuldig het, en die predikant kon nie eers praat nie, ek weet dit sal vir julle worsam wees, maar hy kon nie eens sy mond oopmaak nie, dit was net die teenwoordigheid van die Here. Dis daai glorie is ons in. Ons kan deel daarin, vers 3 en 4, dis nie al nie, ons beroem ons ook op ons verdrukking, en dan som ek dit op, ons verdrukking, volharding, betroubaarheid, tot hoop. Ons roem ons daardie verdrukking en erge tye wat ons beleef, die stryd wat ons beleef, dit is niks, want ons hoop, vers 5, die hoop beskaam nie, van God se liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. En dan wil ek weer lees, Romeine 5:13, miskien nog so 5 keer, maar nee, ek weet nie, maar in elk geval, mag die God van hoop julle deur julle geloof, met alle blydskap en vrede vervul. Mag die God van hoop vir jou, deur die geloof, onthou sy geloof, dis nie jou geloof, sy geloof wat in jou geplaas het, mag hy jou met vrede, met shalom en blydskap vervul, sodat jou hoop oorvloedig kan word, deur die krag van die Heilige Gees. Voorbeeld, Caleb, Joshua en Caleb, ons almal ken ons in die storie goed, dit is 'n goeie voorbeeld. Caleb, as jy Caleb se storie kan opsom, dan kan jy sê dat 40 jare in die 40 vermorste jare in die wildernis van ander mense se ongeloof, het Caleb nie verouder nie. Hoekom sê ek dit? Hulle het mos daar gekom, by die beloofde land. Hulle moes net gaan, Caleb en Joshua en nog 10 ander armsalige siele wat nie in geloof was nie. Die demokrate, hulle was daar saam, daai 10. En hulle het mos ingegaan. En Joshua en Caleb sê, dis wonderlik, dis beloofde land, dis trosse drywe, dis alles is groot. En die ander ouens sê, al wat hulle gesien het wat groot is, was die Kanaaniete. Hulle is massive, die Enakite is daar in die berge, hulle is massive, ons is bang vir hulle, ons sien ons self soos springkane. Gelukkig het hulle nie vir Johannes die Doper geken nie, want hy het springkane geëet, maar in elk geval, hy het al die bang ouens se familie geëet. Maar ek wil julle moet hoor, Caleb en Joshua sê nee, hulle sê nee, ek het dit nou nie hier duidelik, miskien moet ek het, hier sê hulle dit, hulle sê, teen die Here moet julle nie, Caleb en Joshua sê, veg het, hulle sê vir hulle, nee, hoe kan julle dit sê? Teen die Here moet julle nie sondig in opstand kom nie. Moenie bang wees vir die volk van die land nie. Hulle is ons brood. Die nuwe vertalings en goed, selfs die 2020 vertaal ek, hulle is 'n maklike prooi. Maar die woorde wat regtig daar staan is, hulle is ons brood. Met ander woorde, ons kan hulle eet. En ons kan selfs krummels mors. Terwyl ons vir Gert eet, val sy been in sy arm en nader en kom die hondjie en hy eet dit. Hulle is soos brood, man. Ons eet hulle. Hulle is soos brood. Hul beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Joshua en Caleb was manne van geloof. Hulle was absoluut manne van geloof. Ons kan sê dat Caleb, maar goed, toe hierdie ouens toe sê, Here, ons nou baie kwaad vir die spannetjie. Maar toe moet Joshua en hulle moet toe weer 40 jaar in die woestyn in die wildernis gaan. Maar arme Joshua en Caleb en hulle families, wat ek glo saam met hulle geglo het, ek hoop so, maar ek glo so, want later sê Joshua mos, ek en my huis, ons sal die Here dien, einde van Joshua. Ons sal die Here dien. En ek is seker Caleb se seuns en sy vrou, definitief sy vrou was dalk die een wat die sterkste was, maar in elk geval, hulle het geglo, hulle het op die Here vertrou. Maar ongelukkig moes hulle ook 40 jaar vader vat. En op 80-jarige ouderdom uit die woestyn uitkom, maar hulle het nie verouder nie.
Caleb, ergens lees ons dit nou, maar nou het ek dit in die oor. Numeri 14:24. Wat my diensknegt oor en dit is wat die Here nou sê. Maar goed, Caleb sê, ek is dieselfde nog. Ek is nog dieselfde. Ek het dieselfde krag. Hy sê eintlik inteendeel daar. Hy sê, ek is so sterk dat ek kan nog inloop in 'n geveg en ek sal weer uitkom uit daai geveg. En kyk, 'n ou man kan in 'n geveg ingaan. Né? Ek kan nou in die straat 4 groot ouens aanval. Maar as jy te sê ek gaan uitkom uit die geveg uit nie. Verstaan julle? Gaan ook in die gutter lê vinnig. So dit is die punt wat Caleb maak. Ek kan in die geveg gaan en ek kan terugkom en ek sal sterk wees. Hy sê ek het nie verouder nie, met ander woorde. Ten spyte van daai ouens se ongeloof wat hulle in die wildernis weer laat loop het. Maar die mooi ding is dat ek glo regtig dat Caleb se familie was saam met hom. Ek sê vir jou, ek dink as ons in die hemel gaan kom eendag, dan gaan ons hoor dat Caleb se vrou en kinders het gesê, ja, yes, Jebotata, gee ons daai berge. Ons gaan daai Enakite gaan ons vermorsel. Ons gaan groot brode eet. Nie klein, ons gaan nie buns eet nie, jy weet. Buns en al, maar julle verstaan wat ek bedoel. Hulle is niks vir ons nie. Hulle is niks vir ons nie. Want julle sien hoekom, waaroor gaan dit alles? Die Here sê self in Numeri 14:24, maar wat my diensknegt Caleb betref, omdat hy 'n ander gees openbaar het, my met volharding gevolg het, sal ek hom inbring in die land waarin hy gekom het, sy nageslag sal dit in besit neem. Ek verklaar 'n ander gees oor jou. Nie die gees van hierdie wêreld nie, nie 'n gees van vrees nie, 2 Timoteus 1:7, 'n gees van krag, liefde, selfbeheersing. Ek verklaar die gees van God oor elkeen van ons. Ons is vir niks bang nie. Ons is nie onverskillig nie. Ons is net nie bang nie. Ons is nie hatig nie, ons is liefdevol. Dis juis omdat ons nie bang is nie. Partykeer moet jy besef, die aggressiefste ou in 'n situasie partykeer is die bangste ou. Want hy's aggressief, hy's kwaad, want hy's eintlik vir homself kwaad omdat sy broek so bewe. Julle sien maar wat is Caleb, wat is die verskil van Caleb? Hy het 'n ander gees gehad. Hy het die gees van God in hom gehad. Daarom wat hy nie vrees gehad nie. Daarom moet ons vir onsself sê, ons geloof, ons vertroue, ons hoop, hulle is 100% sinonieme, is oorvloedig deur die krag van die Heilige Gees. Maar julle is daarom meer, ek wil vanoggend kom sê, 10 keer meer as wat dit vir Caleb en vir Josua moontlik was, om vreesloos te sê, maar kom ons gaan in, en op die ouend wel in te gaan, en op die ouend wel op die berge in Judea, die Ekaniete te gaan aanval. Meer vir ons is dit moontlik, hoekom? Want ek en jy het 24/7 die teenwoordigheid van God in ons. 24/7 het ons die teenwoordigheid van Almagtige in ons. Die Gees van God is in ons. Ons kan met uitdaging sê vir die vyand, ek sien jou. Ek sal jou sien op die slagveld. Al is daai slagveld ongelukkig in my gedagtes en in vrees in my hart. Ek kan sê, ek is jammer, maar ek gaan nie val vir hierdie een nie. Ek gaan nie bang wees nie, ek gaan hoop hê. Ek is gevul met hoop. Ek sê nie net, ek sien kans vir jou nie, maar ek sien uit daarna, ten spyte van jou. Hulle sien Romeine 15 weer, vers 13. Mag die God van hoop julle deur geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word, daar gaan die preek, oorvloedig kan word, deur die krag van die Heilige Gees. En ek wil hê julle moet saam met my verklaar, weet jy, saam met daai, ons is gevul met die as hy prys die Here. Ek sien, ek het so gespring aan my preek, saam met die taal gesit met 'n frons, maar hy het hom nog gekry, prys die Here. As dit ek was, het ons nou nie daar gewees nie, so goed. Kom ons sê dit sommer, lees dit sommer saam met my. Ons is gevul met die God van hoop, deur ons geloof met alle blydskap en vrede, sodat ons hoop oorvloedig kan wees deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ek is gevul met hoop, hoekom? Want die Gees van God is in my. Die Gees van die Here is in my. Ek kan dit nooit vergeet nie, ek moet dit nie vergeet nie. Maak nie saak wat nie. François de Toey van die Mirror Bible skryf, hy sê God's faith in you. En ek gaan dit nou verduidelik, dis dubbelsinnig.
maar God's faith in you rubs off on you and everyone around you. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek glo en ek vertrou en ek verklaar oor elkeen van ons hier, dat die geloof van God, wat in jou is, wat hy in jou geplaas het, wat hy vir jou gegee het, Galasiërs 2:20 en baie ander verse, die geloof van God, wat hy vir jou gegee het, toe jy jou hart vir hom gegee het, en in Jesus begin glo het, sy geloof sal op jou afsmeer, en sy geloof sal op almal rondom jou afsmeer. Daarom kan jy jou hele familie beïnvloed. En as hulle dit nie natural vat nie, moet jy dit unnatural maak. Al maak jy dit ook hoe, wat sê jy, dit is nou, as die situasie weird is, dis nou 'n weird situasie hier, jy weet, as so uitdrukking, maar in elk geval, al voel dit vir hulle hoe weird, al voel dit vir hulle hoe, dan sê jy vir hulle, sit, hou in mond, kom ons lees die woord, en word gesond. Hoor julle net, ons moet eenvoudig net besluit, die woord van God wat hy in my geplaas het, sy geloof is in my, dit sal al meer in my afsmeer, en almal rondom my. Maar dan is daar ook die geloof wat God in jou het. Ruk terug het ons dit gepreek, moet dit ook weer preek. Selfs wanneer jy nie glo nie, God glo in jou. Ons het dit vir mekaar gesê. Selfs al sê jy vanoggend, ek sit hier, ek het nie geloof nie, ek wil vir jou sê, die Here glo in jou. Hy glo in jou, hy ken jou, hy weet wat jou toekoms. Hy het baie groter geloof in jou as wat ons het. Want ons sien jou soos wat ons onsself sien. Ons weet enigiets is moontlik, maar die Here glo in jou. Daarom is hy bereid om sy geloof in jou te plaas, deur Heilige Gees. Hy glo in jou. En ons verklaar dit sal afsmeer in almal rondom jou. Want hy wil hê jy moet met hoop lewe. Die hoop moet letterlik uit jou kom. As iemand met jou lelik is, moet die hoop uitkom. Moet hulle sien, hierdie ou kan nie platgeslaan word nie, hy bly opgewonde oor die lewe. Hierdie persoon bly positief, al is die situasie hoe sleg. Want hoekom? Psalm 71:5 sê, want U is my hoop, Here. Onthou ons het nou oor en oor gesê, Romeine 15:13, jy wil dit nie weer, die God van hoop, mag die God van hoop. Die psalmdigter sê, U is my hoop, my Heer. Here, van my jeug af stel ek my vertroue in U. En selfs al is jy al verby jou jeug, kan jy nou begin sê, Here, in U stel ek my vertroue. Passion Translation, You are my only hope, Lord. You are my only hope. Daar's geen ander hoop nie. U is my hoop, maar die wonderlike is, U is my hoop. Niks anders nie. 'n Land wat goed gaan, of wat ook al, dis nie my hoop nie. Want jy sien, jy kan basies vir elke land, kan jy sê wat Trump vir die ouens, of sy visiepresident Waans gesê het vir die ouens in Europa. Hulle het nie daarvan gehou, die visieleier van die EU het mos in trane uitgebars. Maar in elk geval, het was vir hom te veel, het was vir hom baie emosioneel. Want wat het Trump vir hulle gesê? Hy het vir hulle gesê, Rusland is nie die probleem nie. Julle wil die Russe veg. Rusland is nie die probleem nie. Julle is die probleem. Die grootste probleem wat julle het is julle. Is al julle korrupsie, al julle gemors. Hoor julle? En dit moet ons vanoggend vir mekaar sê, is ek nie dalk my eie grootste probleem nie. Ek is kwaad vir Rampies, maar Rampies kan net doen so ver as wat hy sien, en hy sien net hier. So ons bid vir hom. Hy moet of reg of weg, en al die leiers rondom hom. Maar ons moet vir onsself, moet ek vir myself sê, ek kan niks in sy situasie doen nie. Hy doen nie sy werk nie, maar ek sal my werk doen. Hy werk nie in sy, ek sal in my hart werk. Ek het hoop en ek hoop op God. En die vyand, daar enige een wat my wil aanval, of wat ek glo kom aanval, hy is my brood. Luister na Samuel, hy gooi chutney op alles. So ons sal moet chutney koop baie, maar in elk geval. Maar hy is my brood. Want daar's baie ouens wat jy nie sal eet sonder chutney, maar in elk geval. Psalm 62:6, so mooi. Vind rus by God alleen my siel. Dit is so mooi as hierdie psalmdigter met homself praat. Jy moet begin met jouself praat. Hy sê, vind rus by God my siel, want op hom is my hoop gevestig.
Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie. Ek sal nie wankel nie. My bene sal nie bewe nie. Hoekom? Want die Here is my hoop. Ek hoop op hom. I'm hopeful. Ek hoop dit gaan gebeur nie. Die Here kom vir my deur. Nie net ver in die toekoms nie. Hier, hy kom vir my deur. Ek hoop op hom. Die bekende, dis hoekom ek hom eintlik gebruik, omdat hy so bekend is. Jeremia 29:11. Ja, ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here, planne van voorspoed en nie teenspoed nie, omdat jy aan julle wat te doen. Sodat jy voorspoed het en nie teenspoed nie, en net lekker, sodat jy 'n hoop kan hê. 'n Toekoms en hoop kan gee. Die belangrikste hier is dat die Here sê, ek wil vir julle hoop gee. Want selfs al gaan dit hoe goed met jou, kan net jou hormone en demone alleen jou afbring. Al het jy hoeveel geld, al is jy hoe geseënd. Hoe geseënd. Vers 12 sê so mooi, hy sê, julle sal my aanroep, maar ek sny nou so 'n paar bietjie daar. Julle sal my aanroep en ek sal na julle luister, vers 14. Ek sal my deur julle laat vind, dis die uitspraak van die Here, en ek sal julle lot verander. Ek vertrou die Almagtige van die hemel en die aarde, my Vader en jou Vader. Ek vertrou ons Vader, dat hy ons lot sal verander. Dat ons, ek verklaar vanoggend in Jesus se naam, ons sal nie nog 40 vermorste jare in die wildernis van ander mense se ongeloof hê nie. Want dit is wat gebeur het, op grond van ander se ongeloof sal, nee, ons verklaar, voor 40 jaar, hulle sal nie 40 jaar vat vir die ongelowiges om te sterf, en of te kies, reg te kies te lewe, of te sterf en pad te gee nie. Die Here sal vir ons lot verander. En hy ken ons goed, dit help ons probeer vir hom wegsteek, dat ons ongeduldig is nie. Ons vra, Here, ons wil dit al gister gehad het. Hy beloof vir ons nou dag, ek wens ek kon hy vers nou kry, maar waar hy sê dat, in die Passion, ek dink is in die Passion of in die Mirror, wat sê, wanneer jy begin, voordat jy nog begin dink aan jou probleme, dan begin die Here dit al oplos, het ons nou die dag gelees. Ons sê, Here, dankie. Dankie dat U vir ons beloof in U woord, dat U ons lot, dit is Jeremia 29 vers 14, dat U ons lot sal verander. En hierdie is nie 'n dobbelspel nie. Dit is die woord, dit is die waarheid. Ons gooi nie 'n lot nie. Ons ontvang die uitkoms wat die Here vir ons gee. En ons sê, dankie Jesus. En ek verklaar dit oor elke situasie in julle lewens. Verklaar dit oor elke situasie. Van Marita se kake-mondchirurg of tandarts wat op haar gaan werk, dat hy sal wakker en nugter wees. Hy's dalk 'n wyndrinker, maar in elk geval, maar dat hy wakker en nugter en skerper as ooit in sy lewe sal wees, tot by elke ander situasie in ons lewens. Goed waarna jy opsien. Ek verklaar nou vir jou, moenie opsien na jou probleme nie. Kyk af na hulle. Dis jou brood. Dis jou brood. Dis jou brood. En jy hoef nie vir hierdie brood te betaal nie. Elseke het al 3 keer met my geraas, maar ek het gister of eergister stop ek daar net by die hoofsplek. Maar ek gooi altyd baie keer brandstof daarin. En ek gaan toe net om melk te koop, want hulle melk is daarom nie te gruwelik duur nie. Hulle melk lyk asof hulle koeie met sulke ponchos loop, jy weet hulle, maar in elk geval, mens weet nou nie, hulle melk is duurder as die normale, soos alles, maar daarom nie te erg nie. Toe nog, ek gaan net 'n melk koop. Maar toe sien ek daar 'n rogbroodjie. Maar daar's nie 'n prys nie. Ek dink dit kan nie te erg wees nie. Weet julle, ek wil liever nie vir julle sê wat daai rogbroodjie is. Dis sulke snye. Nee, dit is net so pakkie met snye, so mooi toegemaak. Ek wil nie vir julle sê wat dit kos nie, julle sal krak. En dan gaan sy op weer met my ras. Want ek het al nie gesê hoeveel nie. Sy weet nie eens hoeveel dit is. Nou ek sê vir julle, vir hierdie brood betaal ons nie. Jesus het daarvoor betaal. Hy het dit betaal. Hy het die prys betaal. Hy het 'n baie duurder prys betaal. As Woolworths hulle pryse sien, die prys sien wat besef wat Jesus betaal het, sal hulle self as 'n Pep Store sien. Hoor julle net, wat ek sê nou vir jou, Jesus het duur betaal. Daarom enigiets wat die vyand op ons pad bring, ons sien daarvoor kans.
Ons sien d'Afrikaans en ons sê jy is soos brood vir my. Want hoekom? My hoop is in die Here. Ek is nog dieselfde persoon, maar my hoop is in die Here. Ek het nog dieselfde abilities of inabilities, maar die Here se ability is daar. Amen. Ek verklaar in Jesus se naam, ons sal met hoop, met volle hoop, sal ons hier uitstap en vir die Here lewe. Selfs binne in ons huise sal ons vir die Here lewe. Ons gaan nie net ontspan, ons skoene uitskop en dan in God se water oor God se akker loop nie. Nee, as ons met 'n familielid ons bel vandag en praat oor iets, dan gaan ons vir hulle die woord gee. Dan gaan ons met hulle begin praat. Ons is nie meer vir 'n wat kan jou familielid aan jou doen? Kan krak. Hulle kan krak, en as iemand sê, ek het gekrak, hoekom het jy vir pa dit gesê, of 'n broer dit gesê, hy het gekrak, dan sê jy, stuur my sy adres, ek het vergeet, ek wil vir hom Polyphilla stuur, dat hy dit met Polyphilla opvul, stuur vir hom 'n paar verse, maar verstaan julle net, ons moet net besluit, die woord is wat ons gee, ons gee vir mense ware brood, lewende brood, nie die vyande nie, lewende brood, want hoekom? Ons hoop is op die Here. Dankie Jesus. Here, ons loof U, ons verheerlik U naam. Here, ons hoop is op U. Ons verklaar vanoggend dat soos 'n Josua en 'n Caleb kom, sê ons vanoggend, yes, ons het hier in die beloofde land gebly. Maar ons staan nou maar weer hier, lyk my skynbaar aan die ander kant van die Jordaan. En ons sien hierdie plek. En dit lyk nie soos die land waar ons groot geword het nie. Maar dankie Here, dankie Here. Dankie dat ons weet, ons stap hier in. En maak nie saak rondom hoeveel Jerigo's ons moet loop. En hoeveel gevegte daar moet wees in die gees. Ons kom verklaar U seëning, U bekering, die volheid van die glorie oor Suid-Afrika. Ons bid Here, elke mens in hierdie land het 'n kans om U te ontmoet. En met U 'n verhouding te hê, ons verklaar dit. Here, ons bid elke kerk in hierdie land waar hulle glo dat Jesus die Here is, waar hulle lief is vir U woord, sal groei. Mense sal stroom kerke toe. Ons verklaar dit. Mense sal glo dat die woord waar is en daarvolgens lewe. So maak ons U seëning los oor hierdie land van ons in Jesus se naam. Ons hoop is op U, ons God. U is nie net ons oplossing nie, U is ons lewe. As ons by U, Here, wil ons nie eintlik 'n oplossing hê nie. Ons wil net U hê. Ons prys U daarvoor. Dankie Vader. Dankie Yeshua. Ons eer U. Maar dankie Here dat ons by dit alles kan sê, tot in ewigheid sal ons in U teenwoordigheid wees. Daarom is ons opgewonde, vol hoop. In Jesus se naam. Dankie Vader. Dankie vir U shalom oor elkeen van ons en elke aspek van ons lewens, elke situasie in ons lewens. Ons maak U shalom, shalom, U perfekte, volmaakte vrede, gesondheid, genesing, U voorsiening los in Jesus se naam. Dankie Vader. Amen. Amen. Prys die Here.